So ons gaan vandag 'n bietjie saam lees uit dieselfde hoofstuk, uit dieselfde gedeelte, uit dieselfde boek, uit wat ons laasweek gelees het. So ons gaan weer uit Matteus 13 uit lees, maar ons gaan bietjie verder aan in die hoofstuk. Ons gaan vanaf vers 24 tot en met vers 30 en dan ook van 36 tot 43 saam lees. Nou julle gaan agterkom, ons gaan bietjie na 'n ander gelykenis kyk as wat ons laasweek saam na gekyk het. Laasweek het ons gekyk na die gelykenis van die grond en die week gaan ons kyk na die gelykenis van die koring en van die onkruid. Nou net so voordat ons uit die skrif uit saam lees, kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, hier waar ons nou uit U woord uit gaan lees, Here, waar ons gaan lees dit wat U vir ons gegee het om U te kan navolg. Kom vra ons dat U ons elkeen sal ontmoet deur U skrif. Here, U weet, elkeen van ons wat hier voor U sit, Here, is op 'n ander plek. Elkeen van ons se verhouding lyk anders met U as die persoon langs ons in. En daarom kom vra ons, kom ontmoet ons, elkeen van ons hier waar ons is. Elkeen op ons eie plek, maar tog saam in die teenwoordigheid van U. Het is ons gebed dat U ons sal leer en sal wys maak dit wat ons moet doen in hierdie lewe, in hierdie tyd, voordat U weer terugkom, Here. Ontmoet ons waar ons is. Ons kom praat met ons en laat ons luister en nie net hoor nie. Amen. Ek lees dan vir ons Matteus 13 vanaf vers 24. Hy het 'n verdere gelykenis aan hulle voorgehou. Die koninkryk van die hemele is soos 'n man wat goeie saad op sy saailand gesaai het. Maar terwyl die mense slaap, het sy vyand gekom, draabok tussen die koring gesaai en weggegaan. Toe die spruitjies opskiet en in die aar kom, het die draabok ook begin wys. Die eienaar se slawe het vir hom kom sê, "Meneer, het u dan nie goeie saad op u saailand gesaai nie? Waar kom die draabok vandaan?" Hy het hulle geantwoord, "'n vyand het dit gedoen." Die slawe sê toe vir hom, "Wil u dat ons dit bymekaar gaan maak?" Maar hy sê, "Nee, anders kan julle dalk terwyl julle die draabok bymekaar maak, die koring saam uittrek. Laat albei saam groei tot die oes kom. En in die oestyd sal ek vir die wat oes sê, maak eers die draabok bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar maak die koring in my skuur bymekaar." Dis die eerste gedeelte, dit is die gelykenis self. En dan so 'n bietjie later in Matteus 36 tot 43 dan verduidelik Jesus hierdie gelykenis. Toe het Jesus die skare weggestuur en in die huis binne gegaan. Sy disippels het na hom gekom en gesê, "Verklaar vir ons die gelykenis van die draabok in die saailand." Hy het geantwoord, "Die een wat die goeie saad saai, is die seun van die mens. Die saailand is die wêreld. Die goeie saad is die kinders van die koninkryk. Die draabok is die kinders van die bose. Die vyand wat dit gesaai het, is die duiwel. Die oes is die volëinding van die tyd en die wat oes is engele. Net soos die draabok dan bymekaar gemaak en in die vuur verbrand moet word, so sal dit wees by die volëinding van die tyd. Die seun van die mens sal sy engele stuur en hulle sal uit sy koninkryk al die struikelblokke en die wat wetteloosheid bedryf bymekaar maak en hulle in die vuuroond gooi. Daar sal 'n geween en 'n geknars van tande wees. Dan sal die regverdige skyn soos die son in die koninkryk van hulle Vader. Laat die wat ore het, luister." Ons gaan net tot sover saam lees. Nou, nie wetend het hierdie gedeelte, of het eintlik hierdie afgelope 2 weke, toe half 'n mini preekreeks geword, wat ek nie op beplan het nie. Maar toe ek so deur die tekste gaan, waar het ek kan preek vir die, of nie kan preek nie, maar waar het ek wou preek vir die week, toe is hierdie nou een van die tekste. En ek dink ek, yes, maar dit pas eintlik so mooi by wat ons laasweek gesê het. En nie net volg hierdie gedeelte fisies in die Bybel na laasweek se gedeelte nie, maar die boodskap vloei ook half uit laasweek se boodskap uit. Nou, net om jou geheue dalk so 'n bietjie te verfris, dalk as jy nou eers weer terug van vakansie af, kom ek sê net so vlugtig, wat het ons laasweek saam gemaak? Laasweek het ons saam 'n bietjie gesels. Ek dink dis my kant, laat ek hom net uit en dan prop. Maar laasweek het ons saam 'n bietjie gesels oor wat gebeur met die woord van God wat in
in jou lewe? Wat gebeur met God se woord in jou lewe? Dis eintlik half die hoofsin van laasweek gewees. Wat gebeur met God se woord in jou lewe? Skiet dit wortel? Of weet jy wat, doen dit nie eintlik nie, kom die voëls en dit kom pik dit op, soos wat die gelykenis sê. Maar as dit wortels skiet, is dit vlakwortels wat vinnig verskroei word, of weet jy wat, is dit goeie grond wat diep is, waarin dit kan vrug dra op die ou einde van die dag. Nou in 'n neetdop, ek kan natuurlik nie 'n hele uur se preek, 'n uur se preek in 3 punte verduidelik nie, maar dit is waarop dit neergekom het. Nou vandag se gelykenis, moet ons vir mekaar sê, daar's baie ooreenkomste met laasweek se. Want ons het in laasweek se gelykenis het ons die saaier gehad, het ons die grond gehad, het ons die saad gehad, en dan het ons ook nou die dorings en die verskillende tipes grond gehad. Nou in vandag se gelykenis kry ons baie dieselfde beelde. Ons kry die saaier, ons kry die goeie saad, ons kry die land, en dan kry ons ook natuurlik die draabok en die aard van ding. So daar's baie ooreenkomste in hierdie beelde wat gebruik is. Maar die realiteit is dat nie al hierdie vergelykings wat getref word, dieselfde is as laasweek nie. Die een ding wat wel konstant bly, is dat God die saaier is. Hy is die een wat die goeie saad kom saai. Maar, nou moet ons mekaar sê, laasweek was die saad, was die woord van God gewees. In hierdie gelykenis wat ons vandag saam lees, is die saad die kinders van die koninkryk. Jesus kom verklaar dit self vir ons in daai tweede teksgedeelte. So die saad is anders as laasweek. Die grond, waar dit laasweek ons harte was, is dit hierdie week die koninkryk. So die grond is ook anders. En die oes, waar dit laasweek gegaan het oor, jy moet vrug dra, jy moet 'n oes lewer, is die oes in vandag se gelykenis die oordeelsdag. Dit is die finale volbringing van die tyd. Maar nou as ek dalk hier en dink, wat 'n stupid gelykenis. Wie sal dit nou doen? Hoekom sal iemand gaan, 'n vyand gaan en ander saad tussen jou lande saai? Dit is, waarom nou mos nie regtig eintlik iets nie. Maar die ding is, dit is eintlik verskriklik interessant. In my voorbereiding, toe kom ek agter, daar was in die antieke tyd, in die Romeinse Ryk, was daar letterlike wet gewees. Daar was 'n wet gewees wat gesê het, jy mag niks, maar niks in jou buurman se lande saai nie. Veral nog minder as dit koring was. Want koring was die stapel voedsel gewees. So as daar iets gebeur, en daar kom byvoorbeeld, soos in hierdie gelykenis, draabok op, dan is dit nie net jou buurman wat jy eintlik skade aan doen nie, maar 'n groter gedeelte van die gemeenskap ook. So daar was letterlik 'n wet gewees wat gesê het, jy mag nie dit doen nie. Jy kom met tronkstraf en tot selfs met die dood gestraf word as jy dit sou gedoen het. Nou, dis die eerste ding, maar dan kom ons ook agter, weer eens, net soos laasweek. Laasweek het Jesus 'n ander gelykenis gebruik, maar Jesus praat deur die mense met dit wat hulle ken. Die feit dat daar 'n Romeinse wet was, sê, weet jy wat, dit het waarskynlik 1 of 2 keer gebeur, voor daai wet gemaak is. So hierdie mense het geweet waarvan Jesus praat, wanneer hy sê, hier is wat gebeur. Party van hulle, meeste van hulle, sou bestaansboere gewees het, wat hulle eie lande het, of wat ten minste op lande gewerk het. So dit is 'n beeld wat hulle regtig, hulle ken dit intens. Jesus praat met die mense deur dit wat hulle ken. En dan kry ons nou hierdie hele idee van koring teenoor draabok. Nou, iets om net hierdie gelykenis bietjie vir ons duideliker te maak, is dat koring en draabok lyk verskriklik na aan mekaar. Ek kan nie nou die Engels onthou nie, maar as julle wil, sal ek dit nou regtig op die groep gaan plaas, dan kan julle dit self Google. Maar ek het nou 'n foto van hoe die twee lyk. Maar die interessante ding is, hierdie twee lyk so eenders, ek nou nie weet so maak nie. Hierdie twee lyk so eenders dat hulle dikwels vir mekaar misken kon word. Jy kon gedink het die een is die ander een. En dit het spesifiek gebeur in die gedeelte wanneer hulle saam groei. So terwyl dit klein plantjies is wat net wortel geskiet het, kan jy nie regtig sien wat is wat nie. Jy kon net sien, weet jy wat, hier's plante wat opkom. Maar en ek gaan vir julle nou wys, en dis nou, die foto wat ek nou gaan wys is alreeds waar jy kan sien hoe dit verskil, hoe dit anders lyk. So hier's hoe die twee lyk. Die twee lyk verskriklik na mekaar. Die linkerkant se een is koring,
links vir julle, en regs is draabok. Nou, soos ek sê, hier kan jy al die verskil begin sien, maar mens kan nogal jouself indink, jy gaan mooi moet kyk, jy gaan 2 keer moet kyk, voordat jy net begin oes. Maar die ding is, jy kan eers die 2 onderskei, wanneer dit eintlik te laat is. Want teen die tyd wat jy die draabok van die koring kan onderskei, dan is die wortelsisteme van die 2 so in mekaar ingeweef, so geïntegreer, dat jy nie die een kan uittrek, sonder om die ander een skade te doen nie. En dit is hoekom die saaier in hierdie gelykenis, en ons weet natuurlik die saaier is God, hoekom hy sê, moenie nou die draabok uittrek nie, want jy gaan my hele oes verwoes. Dit is die konteks waarin hierdie afspeel. Nou as ons dit nou in gedagte hou, dan kry ons 'n bietjie meer betekenis agter hierdie gelykenis. Nou wil ek hê jy moet jouself sommer die vraag afvra, of ek gaan nou nie vra dat jy die hande opsteek nie, maar wie het al hierdie vraag gevra? If God, why evil? Wie van julle het al hierdie vraag gevra, as God bestaan, hoekom is daar nog slegte dinge wat gebeur? Hoekom kom hy nie en hy wis alles uit nie? Hoekom wis hy nie al die slegheid en dan is ons nou weer eintlik maar in 'n tweede paradys en hier gaan ons nou lekker vorentoe nie. Want hierdie is een van die grootste vrae. Ek sit gister en kyk 'n video van, dalk het van julle al van hom gehoor, van Wes Huff. Dis 'n baie bekende skoolier wat groot in die apokaliptiek is, wat 'n vegter vir die geloof is, as ek dit so kan sê. En hy sê hierdie is die een vraag wat hy dink is regtig 'n goeie teenpunt vir Christendom, want dit is 'n werklike vraag. Almal van ons het al swaar kry beleef, almal van ons het al pyn beleef. Hoekom gebeur hierdie goed? Nou, ek het my papier omkry. Hierdie gelykenis, ek wil nie sê bied vir ons 'n hele antwoord nie. Dit bied nie vir ons 'n antwoord nie, maar dit gee so 'n bietjie, dit skenk so 'n bietjie lig op hierdie onderwerp van hoekom daar nog slegte dinge is wat gebeur. Hoekom God nog nie finaal uit die wêreld uit al die sleg en al die kwaad verwyder het nie. Maar ons moet onsself egter die vraag afvra, is ons gereed vir hierdie lig wat geskenk word? Is ons gereed vir hierdie antwoord wat daar is? Want God kyk nie die kwaad mis nie. In die gelykenis beveel die eienaar dat die draabok nie vroegtydig uitgetrek moet word nie, want dit kan die oes beskadig, want dit kan die koring beskadig. Maar daarmee leer Jesus ons dat God nie die kwaad miskyk nie. Hy kyk nie die kwaad mis nie. Maar wat doen hy? Hy stel die oordeel uit tot die einde. Dit beteken nie die oordeel kom nie, dit beteken nie die sonde kom nie, dit beteken hy wag vir daai oes om gereed te word. En onthou wat ons gesê het, Jesus sê dit self, die oes is die oordeelsdag, dis die volbringing van die tyd. So God kyk nie die kwaad mis nie, hy stel die oordeel uit tot aan die einde. En hier is die ding, goed en kwaad groei tans saam in hierdie wêreld. In hierdie selfde wêreld groei goed en kwaad saam. Die kinders van die koninkryk leef te midde van die kinders van die bose. Almal saam in die land. Al hierdie saad is saamgesaai in hierdie land. En nou moet ons vir mekaar sê, dit is nie aan ons gegee, die reg is nie aan ons gegee om die onderskeid te maak nie. Die reg is nie vir ons om te sê, jy is die kind van die bose, jy is die kind van die koninkryk nie, nee. Maar die dag kom, wanneer die seun van die mens self volmaak, regverdig die oes sal kom stroop. Die dag kom, waar die seun van die mens gaan afkom en hierdie skeiding maak, die oordeelsdag, dit is op pad. Maar tot dan moet ons nie dink God se geduld is swak nie. Soos ek sê, ons moet nie sy werk oorneem en oordeel en skei nie. Want die seun van die mens sal regverdig oordeel. Maar ons moet ook nie dink God se geduld is swakheid nie. Want eerder is dit genade. God se geduld is genade. Want die realiteit van die saak is, ek en jy, almal van ons, het goed en het sleg in ons. En as God moet kom en hy moet die slegte uitwis, dan is die ongemaklike realiteit dat ek en jy ook uitgewis gaan word.
So die feit dat God dit uitstel, is nie swakheid nie, maar dit is genade, want hy gee vir my en vir jou die tyd, hy gee 'n genadige ruimte waarin die evangelie verkondig kan word en mense tot bekering kan kom. Hy gee 'n genadige ruimte waar ek en jy kan sê, ons gaan nie uit ons eie uit daar voor hom staan nie, maar weet jy wat, ons gaan onder die bloed van Christus daar voor hom staan. En ons moet vir mekaar in die oë kyk en hierso nou vir mekaar sê, ons moet ernstig raak. Ons moet 'n oomblik ernstig raak, want die gevaar is, dat ons baie maklik kan dink, ons is kinders van die koninkryk. Ons kan baie maklik aanvaar. Ek en jy is okay, ons sit in 'n kerk. Maar ons moet nie aanvaar dat ons kinders van die koninkryk is, net omdat ons tussen mense van die koninkryk leef nie. Annelies, kan ek vra dat jy hom net na jou toe switch, want hy gaan nou heeltyd dit doen. Jy kan hom sommer net op die preektitel slide sit. Ek waardeer dit. Ons moet nie aanvaar dat ons kinders van die koninkryk is, net omdat ons tussen mense van die koninkryk leef nie. Want wat lees ons in hierdie gelykenis? Kinders van die bose en die kinders van die koninkryk lewe in dieselfde wêreld. Hierdie gelykenis waarsku ons dat alhoewel dinge dikwels vir 'n tyd, die draabok en die koring vir 'n tyd dieselfde lyk, daar 'n tyd gaan kom wat mens kan onderskei tref. Dat daar 'n tyd gaan kom wat ons kan sien dinge is nie meer soos wat dit altyd gelyk het nie. En ons moet mooi kyk. Want ek en jy, ons moet verstaan, Satan werk in hierdie wêreld. Satan is aktief besig. Die teks sê, die skrif sê op 'n ander plek, hy is soos 'n brullende leeu wat rondloop, reg om te verskeer. En Jesus self ontken dit glad nie. Wat doen Jesus? As ons gaan kyk na die teksgedeelte self, hy identifiseer hom. Hy sê reguit, dis die bose wat dit doen. Christus kom en hy sê, weet jy wat? Dis wie dit is. Dis wie dit doen. Dis wie die draabok kom saai in hierdie land, in die koninkryk, in die wêreld. Satan is aktief besig om teen die goeie te werk en om mense te probeer mislei en weg te draai van die seun van die mens af. En hoor mooi, ek sê nie jy is nie deel van die koninkryk van God nie. Ek sê nie jy is nie 'n kind van die koninkryk en ek sê nie jy is 'n kind van die bose nie. Ek staan nie vandag hier en maak die skeiding self nie, soos wat ons net nou gesê het, daai skeiding is vir God om te maak op die oordeelsdag. Maar wat ek wel besig is om te sê, Jesus waarsku ons en hy roep ons elkeen. Hy roep ons om eerlik ondersoek te doen en onsself af te vra, weet jy wat, behoort ek aan hom? Behoort ek aan hom? Is ek 'n kind van die koninkryk? Want, en hier is die harde realiteit, en ek praat myself ook hierso, want net omdat jy by 'n selgroep inskakel, net omdat jy op 'n Sondag in die kerk sit, net omdat jy geld gee vir 'n karwag, is nie wat jy 'n kind van die koninkryk maak nie. Dit is nie. Glad nie, alles behalwe, want jy kan slegs uitsonderlik 'n kind van die koninkryk wees deur Christus, wat dit vir jou kom doen het. En ja, dit is belangrik om hierdie goed te doen. Hoor mooi wat ek sê nie almal moet nou hier uitgaan en nooit vir iets goeds doen nie, dis nie wat ek sê nie. Wat ek sê is, besef, dit is nie wat jou 'n kind van die koninkryk maak nie. Dit is nie. Dit is wat gebeur as jy 'n kind van die koninkryk is. En daarmee sê ek nie, jy moet dit nou gaan doen en hoop jy is nou 'n kind van die koninkryk nie. Jy moet dit wees, dit is oor wie jy is, dit is aan wie jy behoort. Ons word kinders van die koninkryk omdat Christus homself aan ons kom verbind het. Nie omdat ons iets kom doen, nie omdat ons nou in 'n selgroep is of in die kerk sit nie, maar omdat Christus homself, die saaier, kom af en hy sê, ek verbind jou aan my. Dit is wat jou 'n kind van die koninkryk maak. En waar iemand werklik aan Christus behoort, dan begin dit ook dikwels sigbaar word. Ek moet nie sê dikwels nie. Dan begin dit sigbaar word in jou lewe.
Ons word kinders van die koninkryk omdat Christus ons aan homself verbind en ons deur geloof aan hom behoort. Dit is wat die verskil maak. En hier wil ek sê wat ek al dikwels van tevore gesê het. Ek het al baie vir julle gesê, as jy die evangelie gehoor het en dit is wat jy glo, en dit is wat jy met jou hart glo, dan kan jou lewe nie dieselfde bly nie. Jou lewe kan nie. Hoor wat ek sê? Ek sê nie jou lewe verander en dan glo jy die evangelie nie. Ek sê as jy die evangelie glo, dan verander jou lewe. En dis 'n harde realiteit om te sê, net omdat ons hier sit, beteken nie ons is kinders van die koninkryk nie. Dis 'n harde realiteit. Iemand het dit een keer vir my so verduidelik. Net omdat jy in 'n kar sit, in 'n garage sit, word jy nie 'n kar nie. Net omdat jy in die kerk sit, beteken nie jy is 'n Christen nie. Dis die brutale waarheid, realiteit van wat dit beteken om 'n Christen te wees. Want om 'n Christen te wees, beteken jy besef, jy behoort aan die een wat homself vir sondaars gegee het. Hy wat ons oordeel aan die kruis gedra het. Hy wat uit die dood uit opgestaan het. Hy wat die bose oorwin het. As jy dit besef, en as jy dit glo, en so leef, dan is jy 'n kind van die koninkryk. Daarom verander hy ons. Nie sodat ons deur 'n veranderde lewe onsself kan red nie, want ek het gedink ek gaan dit nie sê nie, maar want dit is 'n bietjie 'n ander beeld. Maar die teks sê vir ons op 'n stadium, die skrif sê vir ons, jou goeie dade is soos vuil lappe voor God. So dis hoekom hy ons kom verander. Nie sodat ons deur 'n veranderde lewe of deur die goeie dade wat ons doen, onsself kan red nie, want ons wat ons goed doen, is soos vuil lappe voor God. Maar Christus kom, deur sy reddende genade, kom hy en hy maak ons nuut. Sodat ons wanneer die oes kom, nie draabok is nie, maar die koring is. Sodat ons wanneer die oes kom, nie uit ons eie uit geoordeel word nie, maar dat Christus vir ons geoordeel is. Hy wat dit nie verdien nie. Daarom kom hy en hy herrangskik ons prioriteite. Hy kom en hy herrangskik en rig ons lewe op God en maak die nuwe lewe van sy koninkryk in ons sigbaar. Daar is 'n kernsin. Hy maak die lewe van ons nuwe lewe van sy koninkryk in ons sigbaar. Dis hy wat dit doen. Dis nie ons wat dit doen nie. Dis nie ek en jy wat nou goed lyk en die koninkryk laat uitleef nie. Dis God wat dit deur ons doen. So wat moet jy hoor vandag? Jy moet hoor, die Satan is werklik aktief. Hy loop soos 'n brullende leeu rond. Maar net omdat hy soos 'n brullende leeu hier in die koninkryk rondloop, want onthou, die land is die koninkryk en daar's kinders van die koninkryk en daar's kinders van die bose in hierdie land. Net omdat Satan aktief, omdat die vyand in die land is, beteken nie God het sy beheer verloor nie. Die seun van die mens weet presies wat in sy wêreld gebeur. Tweedens moet ons ook hoor, die oordeel word uitgestel, maar nie afgestel nie. Die oes kom. Daar is die dag wat op pad is. Niemand van ons weet wanneer dit gaan wees nie. En mense, ek wil ook eintlik in dieselfde asem sê, niemand van ons weet wanneer jy gaan sterf nie. So moenie die fout maak om te sê, ek gaan wag tot my sterfbed, en dan gaan ek nou ewe skielik myself bekeer nie, want weet jy wat, dalk het jy nie 'n sterfbed nie. Dalk ry jy vandag hier weg, en jy is in 'n karongeluk en jy is dood. Die oes kom. Dit is uitgestel, nie afgestel nie, en dit is genade. Besef dit. En laastens moet jy hoor, ons moet op Christus vertrou en daaruit leef. Ons moet op Christus vertrou
En nie op ons eie uiterlike werke van geloof om in 'n kerk te sit, om by 'n selgroep in te skakel, of om vir iemand geld te gee, of dit of dat te doen nie. Ons moet op Christus vertrou. Sy genade alleen. Dit is al wat help. Dit is al wat ons kan maak van draabok na koring toe. Almal van ons het die potensiaal om koninkrykskinders te wees. Die vraag is, gaan jy dit aanvaar? Sy genade is gestort vir jou. Die oes kom. Hoor vandag weer sy waarskuwing. Die dag van die oes kom. Dit is op pad. Dit is 'n werklikheid. Maar hoor ek sy oproep. Moenie van die regter af wegvlug nie, maar hardloop eerder na hom toe. Want dis deur sy bloed wat ons gedek word. Dis deur sy bloed wat ons die genade ontvang wat ons nie verdien nie. En dit is juis daarom waarom Jesus eindig met hierdie woorde. Laat die wat ore het, luister. Ek en jy, ons het ore. Die vraag is, gaan ons luister? Laat die wat ore het, luister. Kom ons bid saam. Almagtige God, Here, ons het almal ore. Ons hoor so dikwels en ons dikwels steur ons osself nie eintlik daar nie, maar ons luister so selde. Ons luister so min. Hemelse Vader, ons dank U vir U genade, dat U die oordeelsdag nie reeds laat kom het nie, maar dat U die tyd van genade gee vir ons om tot inkeer te kom, vir ons om te besef, ons het U nodig. Dankie vir U liefde. Seën van die mens, ons loof U en ons dank U vir hierdie waarheid, dat U vir ons kom openbaar het in hierdie skrif vandag. Dat U die bose inderdaad kom oorwin het. Dat U die bose kom oorwin het, sodat ons nie meer vasgevang hoef te wees in hierdie aardse manier van leef, maar dat ons kan leef uit U genade en uit U liefde. Dat ons toevlug in U kan kry. Dankie dat U dit vir ons kom moontlik maak het aan die kruis, Here. Heilige Gees, dankie dat U konstant besig is om teen ons siel te getuig. Elkeen van ons in hierdie ganse wêreld, dat U teen ons siel kom getuig en kom sê, besef, jy het ore, luister, draai na Christus toe. Dankie dat U teen ons kom getuig van die waarheid. Help ons om dit met beide ons hande en ons voete en alles wat ons doen aan te gryp en so te leef ook. Nie omdat dit is wat ons red nie, Here, maar omdat U ons kom red het. Wil U nie kom en elkeen van ons wat vandag hier sit, se lewe skaaf en skuur en aanpas sodat die werklikheid van die lewens van die koninkryk in die lewens van ons uitgedra en uitgebeeld sal kan word. Almagtige God, Here, dankie. Dankie dat U met ons 'n verhouding wil hê. Dat U 'n pad saam met ons wil stap. U genade alleen is vir ons genoeg. Ons bid dit in die naam bo alle name, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Ek gaan jou uitnooi om saam met my op te staan en dan sing ons slotlied vir die dag. En ons slotlied vir die dag is As hy weer kom, want hy kom weer. So kom ons staan, dan sing ons hierdie slotlied. As hy weer kom, kom al hy sy kinders, al sy kinders wat in hom glo, om by hom te wees. Ja, ons wag op die Here en ons sing tot sy Here. Ja, hy kom weer verseker om ons te kom aan. By die Vader
sodat almal wat in hom glo ook by hom kan wees. Ja, ons wag op die Here en ons sing tot sy ere. Ja, hy kom weer verseker om ons te kom haal. Hy is die weg en hy is die waarheid, die lewe vir elkeen, sodat almal wat in hom glo vir ewig sal leef. Ja, ons wag op die Here en ons sing tot sy ere. Ja, hy kom weer verseker om ons te kom haal. Dit is 'n harde realiteit, dat ons elkeen ore het en dat ons elkeen moet luister. So besef dat wanneer jy hier wegry, die oes is op pad. Jy het ore. Gaan jy luister. Kom drink gerus 'n koppie tee saam met ons na die diens. Mag die genade van Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die krag van die Heilige Gees julle bewaar as kinders van sy koninkryk, tot die dag wanneer die regverdige sal skyn soos die son en die oes weer kom. Amen. Mag jy 'n geseënde dag hê en soos ek sê, kom kuier gerus saam met ons in die